Dragtig dat ek en jy opnuut waardering sal hê vir die teenwoordigheid van die Here. Mag ons nie familier word met sy teenwoordigheid nie, mag ons nooit vergeet. Die Here is ons niks verskuldig nie. Hy kies om naby ons te wees, omdat hy vir ons lief is. Man, ek is opgewonde oor vanoggend. Daar's dan nog een opgewonde is. Blaai asseblief saam met Matteus hoofstuk 7 toe. Matteus hoofstuk 7. Ons gaan hier van vers 18 af. Ja, ek is so dankbaar. So dankbaar. As daar ooit 'n seisoen in jou lewe was, wat die Here ver gevoel het, dan weet jy ook hoe om sy nabyheid te waardeer. Mag ek en jy regtig waardering hê. Mag ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. Dit is my so belangrik. Die Heilige Gees werk nie net as ons sing nie, reg? Die Heilige Gees werk nie net as ons vir mekaar bid nie. Die Heilige Gees werk ook wanneer God waarheid in my en jou hart wil plant. Amen. En so in Matteus hoofstuk 7 is ons aan die einde van die bergprediking. Hierdie bergprediking wat ontsettende waarhede in het, dinge wat ons in ons harte brand, wat die standaard geword het waarvolgens ons lewe moet leef. En dan kies Jesus om op 'n manier hierdie bergprediking af te sluit, wat ek dink krities belangrik is om te onthou in hierdie tyd. En die tema van die woord is so bou om die storm te deurstaan. En ek en jy word in Matteus 7 een van twee opsies gegee, een van twee maniere van bou. 'n Huis op die sand en 'n huis op die rots. En hierdie twee maniere van bou het sy voordele en sy nadele, en uit die aard van die saak is daar geweldige nadele as jy kies om op die sand te bou. Maar in die oploop tot dit is daar iets wat belangrik is om te snap. So ons gaan begin in vers 18 wanneer hy sê, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Nou die ouens wat nie hou van Kersfees nie, hulle sê daar in Jeremia praat hulle van die kersboom. Ek wil vir jou sê, daar praat hulle van die totems wat jy in die spur kry, né? Die bome met die gesiggies op. Maar ek sê gou weer, so daar in Jeremia praat hy nie van 'n kersboom nie, hy praat van die afgodsbeeldjies vir die Indiane, jy sal hulle in spur kry, hulle is daar. As jy wil weet waar praat hy van die kersboom, hier praat hy van 'n kersboom. 'n Kersboom is iets wat geen wortels het nie, allerhande blinkgoedjies op het. En so moet dit nie wees vir ons as kinders van die Here nie. Nee, hy sê vir my en vir jou, ekskuus Ruben, waar is jy? Sal jy asseblief vir my 'n tissue bring, dat ek net groet asseblief. Ek huil, maar ek huil deur my neus. Sal jy asseblief vir my net 'n tissue bring, dat ek net nie so ongemaklik voel nie. So, hy sê 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. Ek en jy word nie geroep vir 'n Kersfeesboom mentaliteit nie. Hy sê as jy 'n probleem het met die vrug, change die boom, moenie die vrug probeer change nie. As jy wil graag goeie vrug dra, verander die boom, die goeie vrug van die boom. Thanks man. O, dankie, hy het reserves ook gebring. En so die eerste stap is dit, dat ek en jy sal weet, dat ons word geroep om van binne af buite toe te leef. Nou bly nou by my. Oom Dani het probeer om op sy manier die kerk wakker te skrik. Maar hy het nie die waarheid gepraat nie, want die Here het nie gekom nie. En as die wegraping was in die week wat verby is, het ek en jy baie groot moeilikheid. Dit het nie gebeur nie. Maar hoor mooi, as 'n voorspelling jou van rigting kan laat verander, wil ek vir jou sê, was jou rigting nie reg om mee te begin nie. Bly nou by my, ek en jy kan nie leef van voorspellings af binne toe nie, ons leef van wie ons is af buite toe. Met ander woorde, wat anders sê iets van wie hulle is, en wat ek sê ook iets van wie ek is. En so ek wil ook so vra, omdat ek weet wie ek is, omdat ek van binne af buite toe leef en ek 'n opdrag het,
kies ek om ook nie vir Dani met klippe te gooi nie. Hoekom nie? Want ek weet wie ek is. Ek weet wie ek is. En die vrug wat ek sal bring, sal 'n vrug van liefde wees. Dit maak nie die waarheid wat hy gesê het nie, maar ek kies nou om te leef, nie uit reaksie uit wie hy is nie, maar uit 'n wete van wie ek is. Julle is met my. Geen goeie boom kan slegte vrug dra nie. As die vrug sleg is, change die boom, moenie die vrugte probeer verander nie. Moenie as daar slegte gewoontes in jou lewe is, kort sê nee, maar ek moet bietjie werk aan hierdie gewoonte nie. Nee, vind jou identiteit in wie Jesus is, leef uit hierdie identiteit uit en jy sal sien, daar sal ook goeie vrug kom. Maklik genoeg. Goed, ons gaan verder. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, harde woorde, word uitgekap en in die vuur gegooi. En dis baie eenvoudig. Want 'n boom wat nie goeie vrug dra nie, is nie 'n goeie boom nie, wat beteken hy is nie geplant in Christus nie. So sal julle dan ken. So sal julle hulle dan ken aan hulle vrug. Nou ons is op pad iewers heen, so bly asseblief by my. Hierdie volgende vers. Ou Chris, ek kon nie help met my gedagtes na jou toe gegaan het toe ek hom gelees het nie. Ek hoop hierdie volgende vers doen weer iets in jou binneste soos wat dit moet. Hy sê in vers 21, nie elke een wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Wil jy weet wie jy is? Kyk wat jy doen. Dis wie jy is. En ja, ons het die voorreg om onder sy genade te leef, maar die genade is nie 'n verskoning vir my swak gedrag nie. Dit gaan nie oor of ek die liedjies en of die versies ken nie. Dit gaan nie oor of ek dit kan praat nie. Dit gaan oor, kan ek dit leef? Pas ek dit toe? As ek hom Here noem, is hy Jenny in die Here, en is ek Jenny in die een wat gehoorsaam is. Want vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, het ons nie duiwels uitgedryf nie, het ons nie baie kragtig gedoen nie. Ek wil vir jou sê, hoor my mooi, my hart is dat ons hierdie goed sal sien in die kerk. Mag ons sien dat ouens profeteer, mag ons sien duiwels word uitgedryf, mag ons die werke van kragte sien. Weet net seker, dis geen maatstaf vir of jy 'n lewe leef wat uitverkoop is aan die Here. Dis hulle antwoord. Hulle sê, Here, maar kyk al die goed wat ons gedoen het in die naam. En dan sal ek aan hulle sê, hy het nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou hoor mooi, wat is hier die ongeregtigheid werk? Jesus is besig om sy preek af te sluit, sy bergprediking. Hier's klomp goed hier, hy het vir ons presies verduidelik wat geregtigheid is. En hy sê, nou is dit belangrik dat ek en jy hierdie goed sal doen. Want as ons dit nie doen nie, is ons ook die wat ongeregtigheid werk. En sê, elkeen wat in hierdie woorde van my luister, dis hierdie bergprediking. En dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En ek hoop julle sien nou waartoe gaan ons, en hier's belangrik. En die reën het geval, die waterstrome het gekom, die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm, maar dit het nie geval nie. Hoekom nie? Want sy fondament was op die rots. En elkeen wat van hierdie woorde van my luister, en dit dan nou nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het. Dieselfde reën het geval, dieselfde waterstroom het gekom, dieselfde winde het gewaai, hulle het in daardie huis afgestorm, het geval, en sy val was groot. Kom ons stop net eers daar. Dis redelik algemene kennis, dit word redelik algemeen aanvaar, dat baie kinders van die Here, ten spyte van die liefde van die Here, vasgevang is in 'n wipplank siklus, waar dan is ons lief vir die Here, dan is ons uitverkoop, dan is ons wat ons sou noem aan die brand vir die Here, en dan verkoel die vlammetjie.
En dit word half die norm. Ek hoef nie meer nie. En dan wat sleg is, wanneer die toetse kom, die storms van die lewe, dan sukkel die huise om te staan, omdat ons een aspek mis. En so bly asseblief by my, want ek wil so 'n bietjie backtrack, sodat ons kan vorentoe gaan. En so ek wil eers met jou praat, oor die belangrikheid van, om actually te kies, om 'n huis te bou. Jy sien, ons gaan 'n bietjie hierdie twee boustyle met mekaar vergelyk, ons gaan so 'n bietjie teenoor mekaar sit, en daar 'n paar parallelle trek, maar voordat ek dit kan doen, voordat ons kan praat oor, of ons op die rots gaan bou, moet ons net eers 'n keuse maak om te bou. Om 'n keuse te maak om te bou, sien ek dat dit nie net 'n keuse is om hom te dien nie, maar ook verder. Hoor wat sê Johannes hoofstuk 12 vers 26 sê dit. Hy sê, as iemand my dien, wil jy die Here dien? Ja, dis nie 'n vang net daai nie, dis nie waar. Ek hoop jy wil die Here dien. Is daar iemand hier wat sê ek wil nie die Here dien nie? Laat ek net gou kan sien. Ons het 'n spesiale bidkamer hier vir ons. Ons wil die Here dien. So as jy die Here wil dien, hy sê, as iemand my dien, hierdie is iemand wat in die kerk is, hy sê, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Jy sien, ons het klomp maniere om hierdie uit te druk. Ons sal byvoorbeeld goed sê soos, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n kind van God. En wat ons probeer sê is, ek wil meer doen as vorm godsdiens. Ek wil meer doen as om te identifiseer met 'n sekere oortuigingsgroep. Ek wil meer doen as om hom net te dien. Ek wil hom ook volg. Om 'n huis te bou is om hom te volg, en veral om 'n huis op die rots te bou is om hom te volg. Hy sê, want hiertoe is julle geroep, 1 Petrus 2:21. Dis 'n moeilike gedeelte in die woord. Hy sê, hiertoe is julle ook geroep. En ek en jy, almal van ons, het 'n roeping. Kan ek jou net 'n vinnige cool triek leer? Daar is verskillende briewe wat Paulus skryf. Van hulle skryf hy aan gemeentes. Daai briewe het gemeentes se name. Efesiërs, Galasiërs, Filippense, Kolosse, dit klink so. Daar is ander briewe wat Paulus skryf, dis pastorale briewe. Hulle het die name van mense. Timoteus, 1 en 2 Timoteus en Titus. Maar dan is daar algemene briewe, wat nie vernoem is na die persoon aan wie dit gerig word nie, maar aan die persoon wie dit skryf, en dit is 1 Petrus en Hebreërs. En so jy kan 'n gemaklikheid hê, wanneer jy 'n algemene brief lees, om te weet, hierdie brief was nie vir 'n spesifieke groep geskryf nie. Daar is nie nodig om te gaan soek vir die interpretasie nie, dit wat hy sê is wat hy sê, en is net so relevant vir ons van vandag, soos in al die ander kere. Nou, jy kan gemaklik wees met alles, maar wanneer jy dit sien, dis in 'n algemene brief, moet jy weet, alright, hierdie een is ook vir my. En so ek en jy word ook geroep hiertoe. Ons word hiertoe geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan navolg. Nou, bly by my. Die opskrif van hierdie gedeelte in 1 Petrus 2 is, hoe slawe met hulle meesters moet werk. En dan sê hy, luister hier, slawe, moenie net nice wees met jou Heer as hy nice is met jou nie. Hy sê, maar Christus word verheerlik hierin, as jy ten spyte van die feit dat jou Heer onregverdig is met jou, nog steeds regverdig is. So wat sê hy? Hy sê, leef van binne af buite toe. Ek weet wie ek is. Hier binne in my het Christus iets gesit van geregtigheid. Ek is 'n goeie werker, ek is 'n liefdevolle mens, en so whoever ook al met my werk gaan te doen kry met wie ek is, nie met hoe ek oor hulle voel nie. Ek gaan nie reageer op wat hulle aan my gedoen het, en daarom besluit, nou verdien hulle dit van my nie. Hoekom nie? Want ek weet wie ek is. Hy sê, hiertoe is julle geroep, en dan sê hy hierdie voorbeeld, hy sê, omdat Christus gelei het. Vir party van ons is daar verskillende vorme van lyding. En hy sê, net soos wat Christus, toe hy aan die kruis is, dit nie verdien het nie, maar dit verdra het.
behoort ek en jy in die oomblikke wat ons dit nie verdien nie, altyd vir die wêreld te wys wie is ons, want Christus het, hy sê verder, God word hierin verheerlik, wanneer ek en jy kies, om dit so te doen. En so ek wil hê dat moet hier die waarheid in jou hart wees. 'n Keuse om te sê, ek wil graag die Here volg. Ek wil graag doen wat hy van my vra, met alles wat in my is. En so, hoe moet ons dit dan doen? En so ek wil jou net vat na hierdie oomblik toe. Ek wil hê met hierdie prentjie net vir 'n oomblik saam met my sien. So hierdie was 'n voorbeeld wat eie is aan sy tyd. Daar was baie plekke op die sand om te bou. En dan in die somer, dan is hierdie sand droog en eintlik ook redelik hard. En dan, wanneer die winter kom die storms, en dan word al daai gate wat eens op 'n tyd hard was, word dan nou verspoel. Okay, so hierdie ouens het geweet waarvan Jesus praat. Maar dink net gou vir 'n oomblik saam met my, hoe moes dit wees? Hoe moes dit voel? Hier is twee ouens, beide van hulle bou. Beide van hulle kies om te hoor. Beide van hulle het iewerster van Jesus gehoor en het hulle aangemeld vir diens tussen die skare. Ek wonder net, so lank vat dit om 'n huis te bou? Wie van julle kan my? Wie wil 'n getal op dit sit? Ek is absoluut clueless. Is dit meer as 'n week? Okay, as meeste ouens. Meer as 'n maand? 3 maande? Okay, dit lyk vir my 3 maande is die konsensus. Okay. Kan ek jou net gou vra, is dit te vroeg? Moet ek 'n bietjie 6 maande? Hier is nie oor dit hang. So nie die staatse kontrakteurs nie. Vir praktiese doeleinde sal ons maar sê 3 maande, okay, so kom ons land net op. Oorweeg vir 'n oomblik net saam met my. Die ou wat op die sand bou, waar was hy na die eerste week, teenoor waar was die ou wat die sand uitgrou en op die rots bou? Hierdie een lyk asof hy voor is. Ek wonder net vir 'n oomblik, na 'n maand, selfs 2 maande, as jy verby hierdie 2 huise sou loop, wat sou jy sien? Want dit sal lyk asof die een lekker vinnig vorentoe gaan. Dit sal lyk asof die een voor die ander ene is. Dit sal lyk asof hy weet wat hy doen, want kyk hoe vinnig gebeur dit. En so ek wil vir jou sê, liewe kind van God, vir jou wat op hierdie journey is, om 'n huis aan mekaar te sit, wat wanneer die storms kom, dit actually gaan oorleef, moet asseblief vermy om nou al te meet. Dis krities belangrik om te vermy om nou al te meet. Jy sien, hierdie lewe is 'n baie klein stukkie. Ek kan nie my vingers naby genoeg aan mekaar sit om te vergelyk hoe kort is die tyd op aarde in vergelyking met die ewigheid nie. Moenie hier op aarde probeer wen nie. Om hier op aarde te wen is soos om op die sand te bou. En ek wonder of ek wil 'n brawe ding vra. Ek wonder of iemand is wat sal sê, luister hier, ek dink nie gaan iemand weet. Ek is korrup. Ek doen korrup besigheid en ek love it. Dis enige iemand wat bereid is om. Is enige iemand wat sal sê, luister jy, ek het baie korrup besigheid gedoen en ek is baie trots daarop en ek sien uit om eendag voor die Here te gaan staan oor my korrupte besigheid doen. Nooit. Hoekom nie? So as jy vroeg meet, dan lyk dit asof die ou wat korrup besigheid doen jou voor is. Ek wil vir jou sê, jy wat op jou huis op die rots wil bou, moenie nou al meet nie, vir my. Hoor wat sê selfde Johannes hoofstuk 12, hy sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Nou bly by my, dat ons nou, jong mense, jy moet nou nie jou lewe haat nie, okay, so bly nou net by my. In vergelyking met hoe lief jy hom het, moet dit lyk soos haat wat jy vir jou eie lewe het. Dit is wat hy bedoel wanneer hy dit sê. As jy moenie kyk hoe gemaklik en hoe lekker jy dit hier op aarde kan hê nie, nee, kies anders. Moenie jou lewe lief hê tot die plek van gehoorsaamheid nie.
Maar bewaar dit liewers vir die ewige lewe. Moenie te vroeg meet nie. Hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red in Matteus 16:25 sal dit ook verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Die een wat sy lewe wil red. Kan ek dit probeer uitdruk soos ek dit verstaan? Elke een wat deur sy eie planne en selfpogings sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elke een wat my vertrou, sal dit vind. Wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Kan jy hoor waar lê daai lyn? Natuurlik wil ons gered word. Natuurlik wil ons hemel toe gaan. Dis nie wat hy sê nie, ons moet nie wil hemel toe gaan nie. So as jy met jou eie mensgemaakte planne. Hy het nou net die hele bergpredikasie vir ons geleer, hoe is dit om jou huis op die rots te bou? As ek en jy sal kies om te sê, nee, ons wil dit op ons eie way doen, ek gaan liewerster, en een van die groot goed wat ons het in hierdie tyd, en ek moet nou pas op, want as ek hierdie deur oopmaak, gaan ons dalk lankie wees, maar ek besef die rede waarom hulle vir Charlie Kirk geskiet het, is omdat die mense hulle eie lewe lief het, hulle eie model en hulle eie manier. Liewe gemeente, mag dit nie so wees vir my en vir jou nie. God het 'n model neergesit vir die samelewing. Hy het 'n model neergesit vir jou huis. Hy het 'n model neergesit vir jou huwelik. Hy het 'n model neergesit vir jou lewe. En wanneer ek en jy daardie modelle volg, dis wanneer ons hom vertrou. Dis wanneer ons besig is om ons huis op die rots te bou. Dit is hoe ons wen, nie net in hierdie lewe nie, maar in die ewige lewe. En dit breek my hart. Dit breek my hart wanneer ek moet hoor, mense sal sê, maar ek het nou die Here begin dien en nou gaan alles verkeerd. Nee, hoor nou. En dan is dit nog ons maklik, ons blameer nou sommer die duiwel ook hier tussenin. Hoor mooi, God se intensie, sy hart, is nie om jou lewe so gemaklik as moontlik hier op aarde te kry nie. God se hart vir my en vir jou, is wanneer ons eendag voor hom staan, om die volheid van die loon wat ons het, van hom te ontvang. En vir ons om daar te kom, moet daar partykeer iets hier binne gebeur. Ons karakter moet gevorm word. En dit beteken soms, ons moet deur moeilike tye gaan. Moenie die Here blameer, wanneer hy moeite doen met jou nie. Moenie vir hom kwaad wees nie. Hy sê in Spreuke, ag die tug van die Here nie gering nie. God is besig om jou te help. Hy is besig om jou voor te berei vir eendag wanneer jy voor hom gaan staan. Hier's wat ons kan doen in jou bidkamer, op jou knie. Vader, asseblief, help my dit sien soos wat U dit sien. Dis hoekom hy sê, as jy my volg, dan gaan jy weet waar ek is. Jy sien, as ons is waar hy is, as ons besig is met wat mee hy besig is, dan sien ons goed anders. Skielik kyk ek in en nie meer uit nie. Hulle onregverdigheid kweek nie my ongeregtigheid nie. Nee, ek is besig met my Pa, sy Vader, waarmee U ook al besig is in my lewe. Kan ek asseblief dit vinnig leer, want ek wil hierdie graag so kort as moontlik hê. Wat ook al ek moet leer, wys dit asseblief vir my. Haal die selfgeregtigheid en hierdie hoogmoed uit my uit, sodat ek nie dink dit gaan oor my nie. Kom ons wees nie slim in ons planne om ons eie lewe te probeer red nie. Kom ons vertrou opnuut op die Here. Daarom sê hy, en ek gaan land met hierdie kort gedeeltes. Hierdie hele gedeelte, die manier waarop Jesus kies om die bergprediking af te sluit, is 'n eenvoudige beginsel, dat gehoorsaamheid wen. Jy sien, ons kan baie slim redeneer. Ons kan baie verskonings hê, maar gehoorsaamheid wen. In my stilte tyd hierdie week, het die Here my opnuut gekonfronteer met hierdie woorde, dat my goeie intensies gaan nie my lewe red nie.
Hoor mooi wat ek jou sê. Ons goeie intensies gaan nie ons lewens red. Genade is 'n fasiliteerder van gehoorsaamheid. Bly by my. Ons gaan al die pad terug aan Genesis toe. Is dit genade of gehoorsaamheid wat vir Noag gered het? Gehoorsaamheid. Goed. Die genade was die fasilitering van die gehoorsaamheid. Dis God se genade wat hom raak gesien het. Sê hierdie ou wandel saam met my, daarom gaan God hom 'n opdrag gee. As hy nie 'n ark gebou het nie, irrelevant van die genade, het hy waarskynlik versuip. Genade is nie 'n verskoning vir ongehoorsaamheid nie. Kan ons in. Wat bring Israel uit Egipte uit? Genade of gehoorsaamheid? Okay, nee, julle het hom onder die knie. Hebreërs sê vir ons, selfs Jesus Christus was tot die dood toe gehoorsaam. Dit was die gehoorsaamheid. Daarom sê die woord vir ons, God het behaag in ons gehoorsaamheid meer as in ons offers. Dis gehoorsaamheid wat maak dat ek en jy ons huis op die rots bou. Wil jy weet wat gaan die verskil wees? Want daar was eintlik net een verskil. Altwee hierdie ouens bou. Altwee van hulle operate, altwee van hulle gee hulle beste. Altwee het waarskynlik klaar die huis gebou. Altwee het miskien 'n trotse oomblik gehad om terug te staan en te sê, kyk my mooi huis. Maar net een van hulle oorleef die storms. Ek wil jou aanmoedig om vandag te bou, soos jy weet, eendag sal die storm kom, en ek moet vandag gehoorsaam wees, sodat ons kan nie begin gehoorsaam raak in die middel van die storm nie. Kan jy vir 'n oomblik imagine? Jy het jou huis op die sand gebou, en nou sien jy die storm kom, en nou sê jy, ek moet vinnig hierdie ouetjie afbreek, want ek moet nou hier uitgryp, julle is met my. Johannes 14:15. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Jakobus 1:22. Word daarders van die woord, en nie net hoorders. En nou is dit nogals my nice die tweede gedeelte, wat julle self bedrieg nie. Het jy geweet, jy jok vir niemand anders ter behalwe net jouself nie. 1 Johannes 5:3. Hy sê, want dit is die liefde tot God, dat hy sy gebooie, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. En ek los jou net met hierdie twee gebooie. In Lukas 10, vanaf vers 27, hy sê, en hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Daardie is sy gebooie. Wil jy nie net 'n oomblik jou oë toemaak saam met my nie? Vanoggend is 'n oproep na gehoorsaamheid. Vanoggend is 'n herinnering. Soos Vader met Kain gepraat het en vir hom gesê het, as jy goed doen, sal daar nie goed kom nie. Ek het regtig gevoel, dis 'n paar besluite wat gemaak moet word. Ek het gevoel, is manne en vroue wat hinker op twee gedagtes. Ek wil jou aanmoedig. Kies om te bou, maar kies om reg te bou. Ek wil jou aanmoedig, moenie kort termyn kyk nie, maar lig jou oë op na die ewigheid. Ek wil jou aanmoedig, dat jy sal onthou dat gehoorsaamheid wen. Dit wen op aarde en dit wen in die hemele. Gehoorsaamheid wen. En in die oomblikke wat dit lyk asof dit nie wen nie, weet die Here is besig, maar moenie ophou gehoorsaam wees. Moenie skielik van buite af binne toe begin leef nie. Moenie toelaat dat die druk van hierdie samelewing en sy kultuur en sy verdraaide weergawe druk op jou sit om te verander wie jy is.
Wees wie jy is. Ek wil jou 'n storie vertel van 'n man wat saam met sy gesin gestap het. En terwyl hulle besig is om te stap, is daar 'n slang wat vasgevang is in 'n struik. Hy sê vir sy vrou, ek wil gou weer die slang gaan help. En soos dit nou maar verwagte is, toe hy die slang begin help, toe pik die slang hom. En hy red in elk geval die slang. Toe hulle verder begin stap, vra die vrou vir hom, hoekom red jy die slang? Hy maak hier die stelling. Hy sê, dis in die slang se natuur om my te pik, maar dis in my natuur om te help. Liewe gemeente, 'n boom, goeie boom, dra nie slegte vrugte nie. Wil jy nie vanoggend opnuut toelaat dat die Here in die grootheid van wie hy is, ons natuur kom verander, sodat ons sal wees wie ons is, irrelevant van dit wat om ons gebeur. Wanneer die storm op sy hardste woed, wanneer die waterstrome die hardste teen die muur slaan, mag ek en jy gevind word dat ons geanker is in die rots. Kom ons bid net saam. Vader, ons kom as u kinders na u toe. Ons is honger, Here. Ons het in ons 'n honger en 'n dors. 'n soek om manne en vroue te wees wat kies om u regtig te volg, om uit gehoorsaamheid te leef en sodoende ook ons huis op die rots te bou, ons huwelike op die rots te bou, ons verhouding met ons ouers, ons kinders op die rots te bou, in ons gemeenskap 'n gemeente te wees wat geken word, ons man en vrou wat op die rots bou. En Vader, ek wil bid dat u in ons harte sal wakker maak en hierdie oomblik dinge wat u nie verheerlik nie, sodat ons vir eens en vir altyd kan klaar kry met dinge wat ons so maklik terughou. Dat ons kan wandel in die lig en met oorgawe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.